Ons lees vanoggend uit Filippense 3. Ons het bietjie so 'n baie vinnige reis hier deur Filippense in so 4 dae wat ons gekyk het na hoe word daar in die eerste generasie Christene gepraat oor 'n geloofsgemeenskap. Hoe lyk 'n geloofsgemeenskap? Hoe lyk disippels van Jesus vir ons ook vandag nog? Die eerste dag het ons bietjie gekyk na Filippense 1 wat so oorgaan na Filippense 2 toe en net gesê, maar die manier hoe ons na binne lewe, die manier hoe ons eensgesind met mekaar lewe, dis belangrik, want dit is hoe die wêreld kyk na die kerk en hoe die wêreld dan vir God meet. En God se godheid meet is wat hulle sien in die kerk. Gister het ons weer besef ook dat ons eintlik geroep is om ligdraers dan te wees. Ons is nie die lig nie, maar ons het Jesus die lig in ons en hy is in ons en ons in hom, sê hy. En daarom is ons sy ligdraers en het ons 'n roeping nie net na binne, nou die manier ons saamleef nie, maar ook 'n roeping na buite. Hoe ons lyk na die wêreld daar buite en om daadwerklik die woord deur die krag van die Gees die woord uit te dra. Want die woord help mense om te onderskei hoe om te lewe, maar in die woord leer die wêreld ook vir Christus ken en leer hulle van Christus se liefde. Nou vandag lees ons uit Filippense 3, se eerste klompie verse. Verder my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skryf is my nie moeite nie en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars, pas op vir daardie mense wat kwaad stig. Pas op vir daardie betekenlose besnydenis. Ons het die ware besnydenis. Ons wat God deur sy Gees dien. Ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8de dag besny. Van geboorte is Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as die enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self ook deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het, in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as jy in enige opsig anders daaroor dink, God sal julle hierin ook aan julle die regte insig gee. Ons gaan net tot daar lees. Ek dink, die manier hoe ek vandag se teks gelees het, waar die eerste 2 tekste wat ons uit Filippense 1 en 2 gelees het, vir ons 'n bietjie gehelp het om te kyk hoe ons daar binne in liefde met mekaar moet lewe, ook volgens Jesus se nuwe gebod wat sê, soos ek julle liefhet, moet julle mekaar lief hê, want dan sal die mense kan sien dat julle my disippels is. En ons ook gesien het, maar ons moet ook uitreik, ons het 'n uitreik opdrag om ligdraers na 'n donker wêreld te wees. Is vandag se teks vir my 'n bietjie anders. Vandag se teks praat 'n bietjie met ons, dink ek, in terme van waarvoor moet ons pas op? Wat is dit wat ons dalk kan keer dat ons so lewe soos wat ons moet lewe? Wat is die ding wat nie altyd so sigbaar is nie? Wat is die ding wat ons moet na kyk? Hoe moet ons dalk bietjie gefokus lewe? Want wat vir die wêreld belangrik is,
selfs in die kerk baie keer, die kerk in die wêreld, dit is nie noodwendig vir God belangrik nie en vir 'n disipel van Jesus nie. Maar dit wat vir jou in jou lewe belangrik is, dit bepaal jou fokus. En dit bepaal waarop jy jou krag en jou tyd spandeer. En daarom het dit wat vir jou belangrik is in hierdie lewe, het 'n invloed van op hoe jy hierdie roeping as disipel van Jesus ervaar. Prof. Dirkie Smit het baie lank terug 'n boekie geskryf met die titel Verlange na meer. Hy skryf dat alle mense met verlange lewe. Hy sê soms kan ons dit nie verwoord nie, of dalk besef ons dit nie altyd nie, maar ons almal verlang dat die lewe vir ons 'n tikkie meer moet bied. Dat die lewe vir ons 'n bietjie meer moet inhou as wat ons dalk tans beleef. Dis 'n hinkering dat die lewe bietjie anders is, bietjie meer vervullend, bietjie groter as wat ons dalk tans ervaar. Maar reeds op die voorblad van sy boekie beklemtoon hy dan, en hy sê dat ware vreugde in hierdie hinkering en hierdie verlange lê in God. Dan haal hy vir Augustinus aan en hy sê, gee my mense wat verlang, wat honger, wat dorstige pelgrims in die wildernis is, wat smag van verlange na die fonteine van hulle ewige tuisland. Gee my sulke mense, want hulle sal verstaan wat ek bedoel, want verlange is die skat van die hart. Hy haal Augustinus aan. Paulus sê vandag, wat vir my eers 'n bate was, beskou ek as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Ons Christelike tradisie leer vir ons dat hierdie diep gewortelde verlange, waarmee alle mense lewe, hierdie verlange na meer, kan slegs vervul word deur God self. Ons is deur God en vir God gemaak. En daarom kan ons harte net rus vind as ons rus vind in God. Die probleem met die mensdom van die begin af is dat ons hierdie verlange op allerlei ander maniere wil probeer stilmaak. Wil probeer vervul. In plaas om net hierdie verlange by God te gaan soek, na 'n hinkering van God, verander hierdie verlange na begeertes. Want sien, begeertes word gebore uit hierdie hinkering en hierdie gevoel van nie leegheid nie, maar die gevoel van dat daar iets meer moet wees. Maar wat 'n begeerte anders maak, is dat die begeerte begin fokus op jouself, op my begeerte. Dat dit op my en om te begeer beteken dan om nie meer vervulling by God te soek nie. Nie meer daardie hinkering verlange na God te hê, waarmee ons eintlik gemaak is, want God wil hê ons moet verlange na hom hê. Word begeertes nou iets anders. Begeertes, soek dit nie in God nie. Soek dit ook nie eers in ons naaste nie. Maar soek daai vervulling vir onsself en in onsself. Ons soek belewennisse, ons soek ekstase, ons soek dinge, materiële goed. Ons soek besittings. Soms soek ons eer of status, of roem, of prestasie. Daar moet altyd meer en meer wees, want wanneer ek iets bygekom het, dan is daar mos altyd iets meer waarna ek weer kan hinker, en so werk begeertes net meer en meer en meer. In die geloofsgemeenskap werk dit ook so. Kyk 'n bietjie na noem dit nou maar godsdienstige CV, waarvan Paulus praat. Want hy weet, dit is hoe mense na mense kyk. En daarom sê hy, as ek na myself wil kyk, oor die aarde na dinge kyk, en bietjie status en roem in die kerk wil gehad het, hier is my CV, jy weet, ek sal 'n goeie kandidaat wees vir enige job in die kerk, as ek met so 'n CV het, soos wat hy het. Dit sê hy dan ook. Hy sê maar, dis nie wat tel nie. Want hy het besef, ergens langs die pad, en ek dink is ook waar die Here hom gegryp het daar op hy Damaskuspad, het hy besef, dat dit is nie waar dit gaan nie. Dat jy onversadig gaan bly.
as jy net 'n begeerte het om vir jouself meer en meer of beter en groter te raak. Want wat gebeur is dat jou verlange na God begin vervlou. Dit gaan selfs verlore, dit word verruil vir begeertes en ewige versigtinge na meer. Want vir God en vir my naaste is daar dan nie meer plek nie. Of as ons sê daar is plek vir hulle, is dit altyd 'n bietjie agter. En is dit nie hier nie waar my dinge eerste moet kom nie. Hulle raak eerder in die pad, hulle raak eintlik hindernisse. Vriende, kom ons wees eerlik met onsself. Ons leef nie in 'n verlang wêreld meer nie. Ons leef in 'n begeerwêreld. In plek van die verlange na God en 'n verlange om een met mekaar te wees, soos wat Jesus dan ook bid vir sy kerk, het die begeerte na dinge, na onsself gekom. In plaas van verlang na God en ons naaste, begeer ons goed en eer en sukses, alles vir ons eie belang. En dis waarop ons verlange gerig is. Dit is gerig op onsself en Luther praat eintlik van ons afgode dan. As Martin Luther hieroor skryf en sê hy, dis die dinge waaraan ons harte hang. Waaraan hang jy jou hart? Wat is die ding wat jou hart besig hou? Want dit bepaal of dit jou verlange en of dit 'n begeerte is. Wat is die goed waarvan jy droom? Wat is die goed waarna jy hunker? Wat is die dinge wat vir jou lewe betekenis gee? Of wat jy dink vir jou lewe betekenis gaan gee as dit oor 'n besitting of 'n pos of 'n plek in die samelewing is? Wat is die dinge wat vir jou belangriker is bo alles? Dit is die dinge waarin jy lê en dink as jy gaan slaap en waarmee jy wakker word as jy opstaan. Luther sê die gode is die dinge waarin ons begeerte is. Ons het nog steeds 'n verlange en 'n hinkering, 'n soeke na meer, maar die voorwerp het verander. Die voorwerp is nie meer 'n verlange na God soos wat hy ons gemaak het nie. Dit is ook nie meer 'n verlange na ons naaste soos hy ons sê ons moet ons naaste lief hê nie, maar dit is nou iets anders. Dalk besittings, begeertes, wat ook al. Dit kan ook in die kerk gebeur. Dat ons in die kerk 'n beter of 'n belangriker plek wil hê en dink godsdienstig is dit reg. Of dat ons meer en meer kursusse en godsdienstige dinge wil doen, maar in plek van om vir God te soek en ons naaste raak te sien, wil ons net vir onsself beter laat voel as ons bietjie meer godsdienstig raak. Nou die groeiende individualisme in ons moderne tyd het ook 'n groot invloed hierop. Ons leef al hoe meer los van ander mense. Want onthou, God het ons gemaak in eerste plek met 'n verlange na hom. Hier binne-in, om te besef daar is meer in hierdie lewe as net vir myself. Maar hy het ons ook nie alleen gemaak nie, hy het ons in 'n gemeenskap gemaak met ander mense. Met die opdrag, wees vir God lief en wees vir jou naaste lief soos jouself. Maar die wêreld daar buite sê nee, leef net vir jouself. Leef los van ander mense. Ons is nie meer beskikbaar vir ander mense nie. Ons is baie keer nie eens beskikbaar vir God nie, want die lewe en die begeertes en die dinge, die werke en die dinge wat ons moet doen om ons besig te hou, om die begeertes te kan vervul, en die besittings en die huise en die goed te kan koop wat ons graag wil hê en moet hê, dit maak dat ons nie tyd het vir God nie, maar dit maak dat ons ook nog minder tyd het vir ons naaste. En ons is okay daarmee, want die wêreld sê dit is hoe die wêreld is, ons is individualiste. Eindelik in 'n mate word ons naaste vir ons 'n bedreiging. Hulle word vir ons veel eisend, want hulle vra van ons tyd, en dis kosbare tyd, want in hierdie wêreld moet ek met beter dinge met my tyd doen, vir myself. Ons verlang nie meer na God self nie, want ons verlang nie meer na ons naaste nie. Ons probeer eintlik ons naaste ontwyk, as ek dit so kan sê. Weet jy wat ons doen? Ons praat van kompartemente. Ons het ons lewens in kompartemente begin sit. Selfs godsdiens, God het net 'n sekere tyd en plek in my lewe. Dis in 'n spesifieke kompartement. Of dit nou in die oggend dalk in stilte tyd is, of as ek te gejaag is, of dit dalk in die aand of die middag is, of dalk net op 'n Sondag as ek kerk toe gaan, of as ek in 'n selgroep is. Dis God se kompartemente, maar vir die res van my lewe moet hy so 'n bietjie uitskuif, want ek moet gefokus wees op wat ek in hierdie lewe moet bereik.
Daarom kan my naaste ook net in sekere kompartemente inpas. En dis ook net die wat ek toelaat. Iemand het dit mooi beskryf en sê, 20 jaar terug was daar nie mure en heininge in buurtes nie. Jy het sommer oorgestap na die buurman en in die deur gaan klop, of jy het sommer enige kant toe om gou ietsie te gaan leen, jy weet, 'n koppie suiker, of wat het ons altyd gesê, of 'n yfie, of wat ook al. Hier kan jy dit nie meer doen nie. Daar is so groot heining en jy met 'n klokkie druk. Jy weet nie of hulle daar binne is nie, dalk vermoed jy hulle is daar binne, maar jy weet nie of hulle gaan oopmaak nie, want hulle kyk in die kamera en hulle weet nie of hulle vir jou lus is nie. Ons kompartemente is sodat ons besluit wie laat ons binne in ons, wie maak ons plek voor hier binne by ons. Ons verlang nie om vir ons medemens iets te beteken nie. Net wanneer ons voel of as ons skuldig voel dalk. En dat ons nie so vurig na God en mekaar verlang nie, kan ons sien, want die aarde, die kerk raak geestelik armer, mense raak geestelik armer, want God het ons gemaak vir hom en vir mekaar. Daar is 'n gebrek aan gemeenskap met God en daar is 'n gebrek aan koinonia, gemeenskap met mekaar. Ons dink ons het nie mekaar nodig in hierdie lewe. Want as ek iemand nodig het, beteken dit ek moet weer iets teruggee ook en ek het nie altyd lus of tyd of krag daarvoor nie. Kyk nou die aand hulle hou van, mag nou nie die huis uit praat nie, maar ek moet sê, hou van sekere programme, so boer soeke vrou is nou een van hulle om een of ander rede. So nou die aand het hulle weer so die 10 boere bekend gestel, nou kyk jy nou waar hulle in die wêreld oral woon, en die een woon, nou weet ek nie eens of het nou Victoria West of Toer in die noorde was of wat nie, maar hy sê ook soveel, hoeveel kilometer hulle van die naaste dorp af woon. En daai dorpie, soos hy sê, het nou nie 'n mol nie, was sy woorde nogal, ek onthou die woorde so goed. So hy sê, die vroukie wat hiernatoe gaan kom, moet maar een ding besef, is die vroukie wat hiernatoe gaan kom, moet tevrede wees met hier, maar tevrede wees met die mense, want ons leef hier vir die mense om ons, ons leef vir mekaar. Onthou julle nog daai dag? Ek onthou toe ek groot geword het ons vir mekaar geleef. Die kinders het in die buurt gespeel. Ma moes hom nie ry na 'n maatjie toe daar en daar nie, hulle het sommer in die buurt in die straat gespeel. En so die bure ons ook almal op die regte pad gehou as ons verkeerd geloop het, sonder om nog vir ma te gaan sê, hulle het sommer ons almal reg gehelp daar. Ons het vir mekaar gelewe. My naaste was belangrik, my bure se kinders was vir my belangrik. Asof dit my eie was. My bure en die mense hier rondom my se gesondheid en hulle lewens was vir my belangrik. Omgegee. Nou ken ons nie eers die mense meer rondom ons. En ons is armer, vriende, armer. Geestelik armer ook. Paulus sê vanoggend vir elkeen van ons sê hy dalk dat hy in sy eie lewe gevind het, dat al hierdie dinge wat vir hom belangrik was, in sy lewe was sy godsdienstige plek in die samelewing wat vir hom status gegee het, wat gemaak het dat hy na die hoogste gesag in die kerk toe kon gaan, om die ander Christene, die sogenaamde mense wat nou vir Jesus wil volg, te kan gaan vervolg. Hy was belangrik daar en hy het papiere by die kerk gekry wat vir hom die reg gegee het om goeders te kan gaan doen. Dis die goed wat vir hom belangrik was en nou sê hy weet dit is alles waardeloos. Hy gebruik eintlik die woordjie trek wat daar geskryf word. Daar is ander woorde ook daarvoor, met die seers in die kerk, maar so ver gaan hy oor wat hy eintlik sê, hoe ons moet dink oor al hierdie dinge rondom ons. Hy sê dit so onnodig soos dit. Hy sê, want in die vergelyking met die voorreg om waarlik vir Jesus Christus te ken, en daai kenwoordjie, ja, daar is 'n verhoudingswoord, dis nie net ken, ek weet van hom nie. Dit is 'n intieme padstap met wie ook al jy sê jy ken. En dis wat hy dan die hele tyd sê, om Christus te ken. Later sê hy weer, om hom te ken. Al wat ek wens is om Christus te ken. Dit sê hy in vers 10, maar reeds in vers 8 sê hy, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Om in 'n verhouding met God te lewe, waar my verlange gevul word deur Christus. Daar's niks beter nie. Dis wat hy vandag sê. Hy sê, dit is waarna hy streef, om te groei en te verbeter, sy verlang al meer en meer te stil in hierdie verhouding met Christus. Dat al die ander dinge, die status dinge, die roem dinge, die dinge wat geld gee, die dinge wat besittings en wat ook al dit alles gee,
eer dalk mag gee of posisie of wat ook al, dat daai goeders waardeloos word. Soos ek sê, hy sê dit is so sleg, so praat hy daaroor. Maar net om Christus te ken is wat belangrik is. Hoekom? Want daardie goed keer dat ek 'n verhouding met Christus kan lewe. Ek kan Christus nog altyd aanhou in sulke kompartementjies as ek wil, maar om voluit hierdie verlange in Christus te vind, keer al hierdie dinge dit. Want dit hou my weg van God af en dit hou my weg van my naaste af, want ek hou bietjie vas aan hierdie dinge. Dit gee vir my nog eer en status en dan probeer ek die kant tog vir Christus ook dan dien so af en toe. Hy sê dit werk nie. Dit maak dat jy nie meer kan ken of in 'n lewende, groeiende verhouding met hom kan lewe nie. Dit bepaal nie dat hierdie verhouding van Christus nie meer jou gedrag bepaal nie, of bepaal wat jy met jou tyd doen, of bepaal wat jy met jou krag doen nie. Dat die wêreldse dinge dit bepaal, en Christus maar aan die kant opkom, hy sê nee, Christus moet dit alles bepaal. En die wêreldse goed, sê die woord, sal Christus vir ons versorg. Hy sê dit sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. 1 Johannes 3 sê presies dieselfde, vriende, ek lees vir julle. 1 Johannes 3 vers 15 en 17 sê, moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief kry nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Want die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, dit kom nie van die Vader nie, dit kom uit die wêreld. En die wêreld en sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, sal vir ewig lewe. 1 Johannes 3 sê dit. Maar kom ons wees eerlik, en Paulus is gelukkig baie eerlik met ons. Wanneer hy al die dinge gesê het, dan sê hy, ek sê nie dat ek dit al het nie. Hy sê, dit is eintlik 'n daaglikse stryd wat ons voer. Hy praat van 'n wedloop eintlik, dieselfde woorde. Hy sê, ek werk nou alles in die stryd om hierdie verlange in my verhouding met Christus en dit wat Christus wil hê te stil. Ek het dit nog nie, ek is nog nie daar nie, maar ek fokus. Hy gebruik, soos ek sê, die voorbeeld van 'n wedloop, soos wat in Hebreërs 12 staan. Wat Hebreërs 12 sê die volgende, laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van ons geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom, dis Jesus voor oë, dan sal jy nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Vriende, ons is besig as disippels van Jesus om die pad te stap. En as ons sy ligdraers wil wees, aan die een kant, as ons besef dat ons eensgesind moet lewe as 'n getuienis vir die wêreld daar buite, want dit is waarvoor die Here ons gemaak het, dan beteken dit dat ons hier op aarde daagliks hierdie stryd moet voer tussen die begeertes en dinge. En ons gedrag moet bepaal word deur wat God van ons vra. Ons moet weer gaan oorweeg, hoe gebruik ons tyd? Hoe gebruik ons gawes? Hoe gebruik ons geld? Waarop is ons gefokus in hierdie wêreld? Bepaal Christus nog enigstens my fokus? Of bepaal ek my fokus, en as ek dit so mag sê, hou ek vir Christus nog aan om te probeer kyk of hy my kan help om hierdie fokus te behaal? In jou gebedslewe antwoord daai vraag gewoonlik vir ons. Vriende, dis 'n stryd, maar God gee vir ons sy gees. En dit vier ons in hierdie Pinkstertyd. Hy gee vir ons sy gees om ons te help in hierdie stryd. Hy gee ons sy gees om ons te help om sy woord ons eie te maak. Hy gee ons sy gees om ons te help en te laat bepaal ons fokus. Maar meer is dit, hy gee vir ons mekaar. Hy gee vir ons 'n geloofsgemeenskap waarbinne ons kan lewe, om mekaar by te staan en mekaar te help en mekaar te waarsku as dit nodig is, as een van ons fokus verloor. Anders verloor die kerk haar roeping. Anders is ons, wat disippels van Jesus, wat getaak is om sy koninkryk hier op aarde uit te leef en te bou, anders verloor ons daai taak, en daar is nie 'n ander plan vir God se koninkryk, vriende. Ek het dit 'n paar keer al gesê. Mag die Here ons help om weer met verlange
na hom uit te reik. Om die begeertes eenkant toe te skuif, al meer en meer, daarvan ontslae te raak, soos hy sê in die wedloop, dan om die laste af te gooi, wat ons nog so verstrik is, daai begeertes, en te fokus, te herfokus, elke dag as dit nodig is, op Jesus Christus.